Lekkie. Toe way back toe ek my klein vis gekry het. As jy hier kom, dit is net anders. Sê vir iemand, dis 'n voorreg. Dis 'n voorreg. Dis 'n voorreg om in die huis van die Here te kan wees. Wat 'n wonderbaarlike voorreg. Weet die mense, dis lekker om in die teenwoordigheid van die Here te kan wees. Prys die Here. Jakobus, weet jy wat? Prys die naam van die Here. Die plek is die enigste plek. Prys die naam van die Here. Dis die tyd as die tyd aangebreek het. Dan voel jy dat jy's ontoegemaak. Prys die naam, dis die plek wat jy miskien vergeet het, wat by die huis aangegaan het, wat jy die dag gemaak het, as jy hier gekom het. Prys die Here, dan moet jy veilig voel. Ek wil bykie afkom. Ek wil bykie afkom. Ek raak altyd excited as ek in die huis van die Here is. Prys die naam van die Here. Die bekering beteken baie mense. Die bekering van my as individueel, dit beteken vir my baie. Vrouwe van die Here, ek vat nie my bekering lig. Ek ag ook nie my bekering gering nie. Ek laat my ook nie vankel of laat ompraat rondom my bekering nie. Ek laat nie toe dat geld of rykdom of materialistische dinge van my beweeg nie. Ek mag nie miskien soos jy lyk nie. Ek mag nie geleerd wees soos hy nie. Maar ek sal nooit my bekering lichtelik vat nie. So te kamer ek om by die punt kom, want het lyk daar is die kosie. En het lyk miskien dat ek het niks nie. En pastoor, maar my bekering beteken vir my alles. My oupa jare terug was baie lief wat Jimmy Swagger, daar was 'n song wat hulle like gesing het. They may take this old body, lay down in an open grave. I say, but I've got one thing, and they can't take him away from me. That's 'n ander singer wat sê, Mama, I don't have no peanut butter, I don't want no jelly, but I want my soul. I want my soul. I want my soul to be safe. Geen wonderjob skryf aan die boek van 27. Hy sê om die Here te dien as wysheid en insig. Sê vir iemand, ons is by Jakobus. Gisteraand, die vorige nacht het iemand gespreek, Marcus gespreek, en hy sê, ek wil met die inleiding gaan, ons gaan nou by die titel inkom, prys die naam van die Here, en Marcus sê, dat daar was 'n sekere huis, wat afgevaardig is, wat die kinders van die Here by mekaar gekom het, en die plek was die huis van Marcus, prys die naam van die Here, en daar het hulle die Here geantwoord, en die Bybel sê, dat toe Jesus op die kruis hang, wat moes die disciples 'n plek kry, 'n vesting kry, waar hulle wegsteek, maar omdat hulle geweet het, dat Marcus hulle na huis, wat afgevaardig is, waarmee die kinders van die Here kan gaan, RMC het 'n huis en 'n grond, wat ook al die deur maak, daar is 'n adresse, as iemand die geweet het, die sit by die plekke, en hier kom Andreas, die Bybel sê, maar hy hoor die prediking, en die skrif sê, dat hy onmiddellik afgesluit, omdat hulle gehoor, dat Jesus Christus as aan die altaar, en die Bybel sê dat hy gaan, maar die ding wat hy besonder doen, hy realize, for the gospel is not meant for him, there is somebody that needs to be moved, die Bybel sê, aan die boek van Genesis, dat hy vra vir Kain, waar is jou broer? Kain sê, ek die lieflig, ek die voorbarigheid, ek is my broer, sy oppasse nie, dis nie my verantwoordelijkheid, om hom tot by die Here te bring, maar hier kom Andreas sê, ek gaan my broer gaan halen, geen wondertje verskryf, ek en my gees, ons sê die Here die, en ons kom, by die titel van die nacht, sê vir iemand, jou ID is nou by home offense,
is mense wat nie weet wie jy in werklikheid in is nie. Maar sê vir iemand, as homosfees nie vir jou geverduidelik nie, ons gaan vanaand vir jou oopmaak waar jy moet wees. Gisteravond was het oopgemaak. Prys die naam van die Here. Jy gaan jouself op die weerskant sit en kyk waar jy inpas. Jy moet ook kyk waar jou karakter inpas, sodat jy jou identiteit kan ontdek. Prys die Here. Kom ons hier die Here lekker prys. Die titel sê, jou naam is van groot belang en dit weerspel jou identiteit. Jou naam is van groot belang en dit voorspel jou identiteit. Kom ons gaan by ons gaan ons Jacobus, toe sê vir iemand ons gaan. As lekker om te leer hou nie op nie. As jy 'n kind van die Here is, jou leer kan nie ophou nie. Prys die Here, die ou sonnaskoollied sê, lees jou Bybel, bid elke dag en jy sal groei. Prys en daarom sê Psalm 1 sê welgeluksalig as die man wat die sit in die klink van die spotters nie, wat die raadsel tussen die goddeloosheid nie, wat die gemeenskaplik het met verkeerde dinge nie, maar hy sê hy wat die woord van die Here bestudeer sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome en waarvan sy blare nie sal verwelk nie, en alles wat hy sal uitvoer sal voorspoedig wees. As jy leer sit ek aan, so die leer hou nie op nie. Kom ons gaan voor toe, want ek moet nou verduidelik. Matteus 4. Het iemand nou my sy Bybel? Matteus 4 21. Matteus 4. Die opskrif sê versoeking van Jesus. Dan sê 18se opskrif roeping van die eerste disciples. Vers 21 lees, hy het van daar af verder geloop en 2 ander broers gesien. Jacob, die seun van Zebedeus, en sy broer Johannes. Hulle was saam met hulle vader Zebedeus aan die boot, besig om hulle nette heel te maak. En hy het geroep, hulle het onmiddellik die boot en hulle vader verlaat en hom gevolg. En die alle skrif sê, toe gaan Jesus in Galilea. Dit is die eerste ontmoeting. Jesus was besig om te preek, soos ek dit vanavond die doen. En terwyl hy so loop, slat sy oor op die 2 manne. Maar wat vir my interessant is, dat Jesus het net geroep. Die skrif sê, en onmiddellik toe los hulle alles. Onmiddellik toe drop hulle alles. Apostel, die ouens is in die business van visvang. Dit is hulle so ver om uit te gaan en elke dag vis te gaan vang, sodat hulle kan kos voorsien vir die huis. Die skrif sê, terwyl hulle nog besig was
het Jesus net geroep. En onmiddellik toe los hulle alles. Die Bybel sê, hulle los die nette net daar. Hulle los hulle so paar net daar. Wat wil Aristarchus vanaand sê? Prys die naam van die Here. Daar's op plekke wat hy sal geroep word. Daar's op plekke wat mense met jou gaan praat. Dis plek soos die vanaand, wat die Here met jou gaan praat. Maar is jy bereid om dit net so te los? En die Bybel sê, dat hulle het alles prys gegee. Man van die Here, hulle het alles prys gegee. Met alle woorde, hulle het nie geworry of dat sal kos is by die huisie. Hulle het nie geworry, prys miskien het hulle nog vanmorgen uitgestap en hulle die mense by die huis honger gelos. Maar die Bybel sê, hulle het onmiddellik toe hulle hoor, toe gee hulle alles prys. Jy sit vanavond nie, jy sê evangelis, maar jy praat gemakkelijk. Prys die naam van die Here. Ek het 'n huis, ek het kinders. Ek sê nie met jou werk los, ja. Dis nie wat evangelis sê nie. Ek sê ook nie met die skool los nie. Jy gaan het verkeerd hê. Die dinge, hierdie woord is geestelik. Prys die naam van die Here. Alles wat hier gepaard gaan, is geestelik. Onmiddellik Sister Carmen. Daar was die gepreekie. Ek lees nie dat die man van die Here het gepreekie. Die skrif sê net geroep. En onmiddellik apostel toe los hulle alles. En die skrif sê, en toe volg hulle hom. Die Bybel sê, en toe kom hulle in Galilea. Prys die naam van die Here. Onmiddellik aan man van die Here. Hoe los jy alles net so? En die Here volg. Evangelis, hoe kan jy so sê? Jy sit daar en goed lyk jy lekker nie. En jy voel, prys die naam van die Here, dat evangelis jy praat. Jy sê, prys die naam van die Here. Hoe kan ek die kind los? Hoe kan ek die omstandighede los? Hoe kan ek los dat mense my by die werk manipuleer? Hoe kan ek by die werk los op by die straat? Dat my mense, my familie, van my sleg praat. Jy is nie daar om nou kijker te defend. Prys die Here. Jy is nie daar om jou titel te defend. Die probleem is omdat jy wil te veel alles defend. Daarom put dit jou uit. Dit maak jou kranklik. Dit maak jou sieklik. Dat mense volgens die dokters moes sy nie hoë bloeddruk gekry het nie. Maar die probleem is, jy tree te veel vir jouself op. Die groot mense het gesê, jy loop nie agter jou naam aan nie. Laat hulle sê wat hulle wil. Jou probleem is, jy wil dit defend. En as jy nog nie jou identiteit verstaan nie, weet jy wat maak iemand wat sy identiteit verstaan nie? Hy is bekeer en as iemand net vloek, dan spring hy sy klere uit, dan vloek hy terug. Hy praat soos die wêreld praat, want hy verstaan nog nie. Hy weet nog net, hy moet homself defend. Hy kan nie los nie. Hy kan nie los nie. Hy kan nie vrylating kry nie. Mense het nog eens begin praat by die werkie, dan skiet sy pennetjie op. Prys van iets gewoond, hy moet vir homself beklei. Prys die naam van die Here. Hy's gewoond, hy moet instaan. Weet jy, as die mense in die vergadering is, die familie weet ook alle, as sy hier is, hy weet die vergadering sal hulle beklei verander. Hy het nog nie gelos nie.
Ay, wala. Dis 'n probleem. Want baie mense het nooit gelos nie. Wel, Baie mense het nooit gelos nie. Baie mense los tot vandag toe nie. Weet jy, dis mense, sy skuld moes miskien net aan die middel gewees het, maar omdat hy nie die Here kan vertrou nie, het hy nog planne gaan gemaak. Julle noem my Here, maar julle doen nie wat ek sê nie, hy het nog nie gelos nie. Op hoeveel plekke? Op hoeveel plekke het die Here al met jou gepraat? Op hoeveel plekke is daar miskien iemand wat jou gesê het, verdraai jou weg, prys die naam van die Here, maar die probleem is, jy het vir jouself gesê, ek kan nie anders nie, ek moet, as ek nie uitgaan nie, dan sal die familie dit nie maak nie. Miskien staan jy in die pad vir iemand in jou familie om te bekeer, want jy hou vast nog aan die nette. Halleluja, sy is die ene wat die wil laat los nie. Miskien moet jou kinders al gebakeer het, maar jy is die ene wat nog nie wil los nie. Miskien moest jy 'n seëling ontvang het, en dit kan nie gebeur nie, want jy is die ene wat hou vas. En is moeilik. Is moeilik. Is moeilik. Veral as jy 'n bynaam het. En mense ken jou. Dis moeilik om los te kom, apostel. Jy's gewoond, prys die Here. Die mense weet al as jy kom, prys die naam van die Here, dan is hy veel groot. Hulle weet al as jy aan die vertrekken is, hulle moet hulle so op hulle oppassing wees. Prys die naam van die Here, maar die Here roep die twee manne, hy roep hulle, die Bybel sê onmiddellik. Onmiddellik. Wat wil die Here sê? Halleluja, onmiddellik toe besef die twee manne by die rivier Jacobus, die begin op Jacobus te besef, prys die Here, vandag is die dag wat ek gaan prys gee. Ek gaan nie weer soos altyd terugkeer nie. Ek gaan nie weer maak dat die my familie moet sien dat ek is die Jacobus wat in die morgen opstaan en die middag moet ek weer terugkom uit die gewoonheid. Vandag gaan ek nie, I'm gonna change my mind, I'm gonna change my direction. Ek sal onmiddellik, toe gee hulle alles prys. Weet jy wat maak 'n mens wat prys gee? 'n Mens wat prys gee is by die werk. Al etiketeer hulle, al sê hulle sleg, al word daar 'n wip geplan. Hy sê vir homself, ek weet van die roep ek aan, want hy sê roep my aan die tyd van benoudheid, en ek sal jou uithelp. 'n Mens wat sy identiteit in God wil ken, al kom die siekte en hy lê in die hospitaal, die dokter kan sê, hy sal het nie maak nie. Miskien is jou jou laaste minuut wat jy moet sterwe. Die mens gee alles prys, want hy weet dat God sê, ek is die weg, ek is die waarheid, die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe. Al het jy ook gesterwe. Dis iemand wat prys gee. Dis iemand wat jy wil worry nie. Sien jy die ander, wat jy so geleer het in bekommernisse. Weet jy gaan leer die nacht, jy kom by die punt, dat jy vir jouself sê, Here, ek slaan ag op u. Ek weet, Here, vanaand my kinders sal het nie maak nie. Dit mag vir 5 jaar is, dit mag vir 6 jaar is, maar jy gee alles prys, want jy weet die Here sal dit met jou deurmaak. Ay, Rabboni. En hulle gee alles prys. Dat is die eerste ding wat hulle gedoen het. As om alles prys te gee. As om alles prys te gee. Wie wat maak 'n mens wat prys gee? Sy tiendes is op tyd. Sy party is op tyd. Sy byeenkoms by die kerk is op tyd. Hy vra nie as daar opdrag gegee word nie. Hy is volkome in die opdrag, want hy weet die een aan wie
hy of sy die prys gegee het alreeds die prys gebetaal, al is het ook sy laaste, en hy weet dat môre het hy nie veel nie. Hy gee dit prys, want hy weet hy ken die een wat gesê het, ek is die kenner van die hart, ek is die toetser van die nieuw. Hy weet hy gee alles prys, hy ken wat hy weet, dat Jesus Christus, hy het alreeds die prys betaal op die kruis. Jij, man. Kom gedaan. Ja, ik zie aan wat je. Oh, Gee alles prys. ja. Hy gee alles prys. Juffrou, hy gee alles prys. Hy gee alles prys, juffrou. Wie wat maak so mens? As hy prys gee, Man van geloof. hy vat die geloof. Met ander woorde, dit gaan nie meer oor hom of haar se woorde die apostel. Dit gaan oor die ding wat moet uitgevoer word. Hy sit sy geloof in aksie. Hom of haar se woord, as hulle nog geloof, as hy net woorde nie. Jy kry mense wat sê, Here, ek vat nie op die woorde. Dan prys die naam van die Here, dan het hy nou net God iets gevra. Dis nie eens 5 minute nie, dan spring hy in die geloof uit. Dan gaan vry by sy buurmanne. Jy kan nie geloof so opmerk nie. Jou geloof moet 'n vaste vertroue as, Here, ek gee nie om nie vir die 5 minute, vir die uur of 2, gaan ek u glo, want u sê, as 'n vaste vertroue op dinge wat ek hoop glo en u sien. Halleluja. Trouwbare man. Geloof, Onbeweeglijk. geloof. Ja. Toe hulle net hoor, toe los hulle alles. Elke tyd as jy hier kom, dan los jy hom hier. As jy by die huis kom, tel jy hom daar by die deur op. Vat jy hom weer saam in huis toe. Ga maar weer vir Sondag of vir Dinsdag wag. Daar's van Isne wat nou al vir jy buite wag, want hy kan nie binnenkom nie. Die probleem is, jy wil nie ontsla raak nie. Jy sit met 'n ding wat besig is om jy te blok van die seëning af. As ons iemand wat onder die teenwoordigheid van die Here sit, en elke Sondag gaan daar boodskap uit, dat hy moet parkeer, maar hy slat nie ag op die redding nie. Prys die wat hy kan nog nie los nie. Die ding wat hy mee besig is nog te lekker. Die ding wat hy mee besig is, maak nog dat hy 'n groot kring het. Die ding wat hy mee besig is, maak nog dat hy lyk, hy sal aansien. Die ding wat hy mee besig is, maak dat daar mense ontydige tye by jou huis kuier. Die ding wat jy mee besig is, maak dat jy voel, kan nie ophou lei nie, jy kan nie prys gee nie. Want jy voel nie soos 'n mens nie. Jy is net 'n mens. As jy tussen klomp mense is, en mense kan heel dag hoor, wat het jy gekoop, of wat het jy aangetrek, wat so werkposisie jy gekry, hoe lyk jou skoene, hoe lyk jou hare, want jy het vir jouself gesê, ek sal dit nie prys gee nie, want dit is wat my mens maak. As mense kan soen, ek het 'n bankrekening wat voorloop, dan vergeet jy, prys die naam van die Here. Daarom weet ek dat vanaand nie, wie in Christus as jy nie. Guys, hier gaan. Kom ik in haar man. Jy kan nie loskom nie. Kom ik in haar man. Verhouden met die Here. En nadat hulle saam met Jesus, sien jy as jy alles los. Was ons gesels. Ja. Als je alles los, As jy alles los, dan is je verhouden met die Here ook beter. wie wat maak ek? Ja. 'n stuk in 'n Levi jean. Met 'n een van dem Oh, Benji Fish. en 'n wit saknou skoen. Oh, Benji Fish. Toe ek stem hoor, toe sê ek loop saam. Maar nou nog hier toe sê ek gaan saam met gaan saam welkom toe.
Ek het die stem gehoor. Slaan af. Ek slaan ag. Onmiddellik toe vergeet ek. Ek het 'n ma agter. Ek het broers agter. Weet wat is jou probleem? Jy bekommer jou oor goed wat jy nie kan regmaak nie. Ja, jou verlede. Face the things that you can't change. Oh, Face the things that you can't change. En onmiddellik toe loop ek saam. halleluja. Toe loop ek saam. En weet jy wat gebeur? Toe ek saam loop, en ek is met die manne van die Here tussen hulle, en ek gevaar hier wonderlike krag. Die Bybel sê in die boek, halleluja, Offer, en nadat hulle geloop het, in Markus 9:29, sê die Bybel, en nadat hulle geloop het, toe begin die eerste wonderwerke. Prys die naam van die Here. En die Bybel sê, van die eerste keer gevaar Jakobus die eerste wonderwerk van God. Prys die naam van die Here. Jy sien as jy by tyd kom, wat jy God op sy woord vat, en jy vertrou op die Here, dan maak die Here vir jou ondeurgrondelike dinge, maak hy vir jou sigbaar, en jy sal nie gemakkelijk kan terugkeer nie. Jy sal nooit kan gemakkelijk jou kruis los nie. Jy sal altyd weet dat jou bekering is 'n prys om te betalen, want jy het gelaat staan, jou naam is verander. Daarom is het gemakkelijk vir jou om terug te draai nie, al kom die winde en die storms, jy kan nie. Want jy diep gesien, jy diep gesien, jy diep gesien. En vir die eerste keer besef ek toe nadat ek gesien het, toe sê ek vir myself, ek kan nie weer teruggaan nie, want die Here kan nog red as te kom, die Here kan nog verlos as te kom, die Here kan nog genees as te kom. Ek ken vrouens wat ingekom het met kanker, ek ken vrouens wat HIV positief was, ek ken manne, prys die naam van die Here, wat gewelddadig is, maar toe ek sien hoe die krag van die Here manifesteer, toe sê ek vir myself, ek gee die wêreld prys en ek volg Jesus. Oh, kom aan. Bonnie. En toe vat Jesus hulle op, oor hoogtes toe. As die mense wat weet van die doop van die Heilige Gees, van ons ken nie, van ons ken nie, van ons weet nie, daar is sulke goed in nie, ons lees net van dit, en ons hoor miskien word net van dit gepraat, Maar nog nie ervaring. maar nog nie ervaring. En die Bybel sê, toe gaan hulle saam met Jesus, en iets gebeur by die berg, en die Bybel sê, onmiddellik sien hulle iets aan die hemelruimte wat gebeur. Jy sien as jy alles los, en jy laat staan, en jy begin te besef, dat jou identiteit, jy begin jouself te ontdek, en wie jy is in Christus Jesus, dan kom die verheerliking, dan kom jy by die plekke, wat die Here sy grootheid aan jou open. Jou openbaar. En die skrif sê toe hulle so kyk, was hulle, Jakobus die, hulle was die eerstes wat dit gebeleef het. Prys die naam van die Here. Jy sal sien wanneer jy bekeer, en jy laat staan alles, en jy gee alles op prys, en jy begin te pad met Jesus te stappe, dan tydens die stappe, dan gaan jy sien met die verloop van daar, dat die krag van die Here, hy werk, en in die tyd sal jy jou identiteit ontdek. Weet jy wat moet jy maak? Jy moet net begin 'n prys gee, begin hierdie baie eet, begin hierdie baie praat. My pa gesê baie praat is 'n sondag, begin Bybel te lees, begin jou tyd, halleluja, tyd, die 24 uur wat jy so gebruik om besig te wees, gee 'n uur en gee dit prys, en begin die Here te aanbid, sodat sy verheerliking, jy kan toesak. Ek is ook daar. Hey! Man van die Here.
is laat staan. Word kalm. Jy's te besig. Jy's so besig. Die robot is al lang al rooi. Jy moet stop, maar jonge bly groen. Stop. Jy luister tot hand twee. Stop. 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 Jy het alles geprobeer. Stop. Ek weet jy kry nie werkie. Evangelis, jy sal nie verstaan nie. Stop. Evangelis, die huis is die regie. Die man, stop. Evangelis, weet jy die kinders, hulle wil jy stop. Man van die Here, weet jy die kerk wil jy stop. Stop. Ek begin die stem van die Here te luister. Begin die stem van die Here te luister. Evangelis, ek sit met 'n kas vol pille. Jy praat so gemaklik. Jy was nog nie daar wat ek stop. Stop. Ek sê nie jy moet dit nie los nie. Jy moet dit druk wat jou probleem is. Jy het nog nie gestop. En vir hom gevertrouw. Dit is nou wel daar. Want dit is iets wat ons nie kan voorbij kyk nie. Maar die probleem is jy moet stop. En God 'n kans gee. Sodat hy met jou op pad kan stap. Asof dat jy nog nie op pad gestap het. Mense voel as jy vanavond inkom en die bekeer, morgen gaan dit son skyn en rose. Weet jy mense, dien die Here met voorwaardes. Hy dien die Here want hy sê, Here, as ek miskien oorkom, dan sal ek 'n groot kar uit, of ek sal miskien soos die bishop lyk, of my kaste sal so wees. Stop. Jou rede is slaap verkeerd. Jy moet eers vir jouself ontdek. Jy moet vir jouself ontdek. En jy gaan sien nadat jy jouself ontdek het, dan lag jy oor al die goede, dan gaan jy eintlik sê, was onnodig, hoekom ek die goed gesoek het. Here, ek moes net Jesus toegekom het. Ek moes net Jesus toegekom het. Ek sluit af. Ek sluit af. Ek sluit af. Jacobus het geluister en hy sit vanavond die elkante boodskap het gegaan. Maar die vraag is, gaan u luister en gaan u laat staan? En die tweede ding wat Jacobus gedoen het, onmiddellik toe beweeg hulle saam met Jesus. As u bereid om saam met RMC 'n pad te loop. En die derde ding wat gebeur het, toe ontdek hy en die verheerliking sy ware identiteit. Bring het hom na voor. Wat wil Evangelis vanaand sê? Evangelis wil vanaand sê, verander jou ways. Verander jou planne. Die planne wat jy gedink het, sal werk, sal misluk. Die Here sê vanaand, laat staan en laat my toe, sodat ek my aan jou kan openbaar. En dan sal jy weet wie jy aan werklikheid en in Christus is. Mag die Here dit vanaand sê.